Goeiemôre. Kan jy glo dis alweer Kersfees? Dit voel so al vir my of Kersfees hierdie jaar my so 'n bietjie bekruip het. Maar die wonderlike voorreg om vandag te kan Kersfees vier. Kersfees 2020. Dink baie keer het ons nie gedink ons gaan hierby uitkom. Met alles wat hierdie jaar al gebeur en vir ons opgelewer het. Maar dit bewys net weer die groot genade en liefde van die Here. Ons vier vandag Kersfees. Wat 'n ongelooflike voorreg. Dit is my ook 'n voorreg om nou by ons kraans die Christuskers te kan aansteek. Kersfees is hier en my gebed vir jou is dat die woorde van Jesaja 9 vandag vir jou 'n besondere waarde en betekenis sal hê. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Amen. Mag die Here vir jou nou seën daar waar jy is. Eenmaal sal hy as die regter in sy koningsmajesteit weer verskyn vanuit die hemel in volmaakte heerlikheid. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningspunt ons eer. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, baie dankie vir hierdie ongelooflike voorreg. Ja, Here, hierdie stuk seën om te kan Kersfees vier. Die geboorte van Jesus Christus, die seun van die lewende God. Dankie dat ons so kan vashou aan hierdie kosbare herinnering. Hierdie kind se naam is ook Immanuel, God met ons. Ons is nie alleen nie. God is by ons. Ons leef in sy koninkryk waar hy regeer en waar hy teenwoordig is. Dankie Here dat ons dan ook die voorreg het om dit in die woord te kan lees. As ons ook nou gaan saam lees, mag U dit vir ons seën. Mag U dit vir ons kosbaar en besonders maak. Dankie dat ons kan bid in die naam van Jesus. Amen. Ek lees vanoggend vir ons uit die Johannes Evangelie, Johannes hoofstuk 1. Ek gaan vir ons daar lees van vers 9 tot by vers 14. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo het, hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar God is hulle Vader. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het,
vol genade en waarheid. Ek lees vir ons net tot dan. Wat my hierdie jaar met Kerstyd, Adventstyd, veral persoonlik baie diep geraak het, en die hele Kersboodskap vir my so besonder gemaak het, was die feit dat ons herinner daaraan kon word, dat Jesus regtig Immanuel is, God met ons. Die kosbare wete dat ons in hierdie moeilike tyd nooit alleen was nie, en nooit alleen sal wees nie. Want God het kom deel word van ons wêreld, kom deel word van ons geskiedenis, kom deel word van my en jou elkeen se persoonlike lewens. En dit is vir my ongelooflik kosbaar, om te weet dat dit wat ek in hierdie tyd deurgaan, ek nie alleen is nie. God is regtig by my. Die Kerstoneel is dalk vir ons hierdie pragtige, snoesige, vredige, stille toneeltjie. Maar ons het ontdek dat ook met Kersfees en dit wat daar gebeur het rondom Jesus se geboorte in die stal, ons nie moet 'n romantiese prentjie van skep nie. Want al is die toneeltjie en die Kersverhaal dalk soos die van 'n Kersfeeskaartjie met mooi liggies en alles. Weet ons dat die wêreld rondom die stal 'n onrustige, onstuimige, die mekaar onseker wêreld was. Ons weet dat Jesus is gebore in die tyd toe dit in Judea se geskiedenis baie moeilik met hulle gegaan het. Hulle was onder die bewind van die Romeinse owerhede gewees, en dit was geen piknik gewees. Dit was 'n moeilike tyd. Die Romeinse soldate kon letterlik met die volk doen wat hulle wil, want hulle was eintlik gevangenes in hulle eie land. Hulle moes swaar belastings betaal. Ons weet in die tyd van Jesus byvoorbeeld die provinsie Galilea geweldig arm was. En dat hulle swaar gekry het en dat dinge soos voedselnood en hongersnood vir hulle 'n realiteit was. Dit was 'n tyd waar hulle swaar belastings moes betaal, waar mense regtig swaar gekry het. En waar hulle ook hierdie intense spanning beleef het om nie meer vry te wees nie, maar oorgelewer te wees aan die grille en die giere van 'n vreemde owerheid, wat met hulle gemaak het soos wat hulle lus het. Dis juist ook om hierdie rede dat 'n hoogswanger Maria en Josef van Nasaret na Bethlehem moet reis, omdat 'n arrogante keiser in Rome ergens lus gehad het om bietjie te spog, en wou gehad het dat sy koninkryk, sy mense getel moet word, sodat hy eintlik net kan weet hoe groot en magtige koning hy regtig is. Is dit nie maar ook die wêreld waarin ons vandag leef nie? 'n wêreld wat magsbeheer geraak het, 'n wêreld waarin ons baie keer self ook soos gevangenes voel, in situasies en omstandighede waaroor ons nie beheer het, en waaroor ons geen mag het. COVID-19 het juist dit vir ons in hierdie tyd so duidelik kom uitwys, dat ons geen mag en geen beheer het oor ons lewens nie. Ons is oorgelaat aan die soms drakoniese, soms nodige regulasies en reëls van 'n regering. Ons is vasgemaak aan protokolle, ons moet maskers dra as ons in openbaar verskyn. Ons mag nie vrylik beweeg soos ons wil nie, en as ons saam met ons vriende kuier, dan moet dit ook maar op 'n afstand wees. Ons leef in 'n wêreld waar ons sien hoe oorloë en onvrede heers, hoe mense vlugtelinge is van die nood van hierdie wêreld. Ons het gesien hoe in hierdie tyd hoe mense vereensaam as gevolg van COVID-19. En ons beleef almal die knyp van die ekonomiese druk. Ons kan nie meer leef soos wat ons gewoond was. En hongersnood, armoede, swaar kry, het 'n wesenlike deel van ons wêreld en veral ook in ons eie land geword. En ja, ook in my en jou lewens. Dit is nie meer altyd so lekker en mooi soos ons gewoond was. En daarom vermoed ek dat as ons hierdie jaar Kersfees vier, dit so 'n bietjie van 'n vreemde Kersfees gaan wees. Dalk gaan ons vieringe so 'n bietjie meer gedemp wees. Dalk gaan dit wees met 'n ander gevoel in ons harte, omdat die wêreld waarin ons Kersfees vier, vir ons 'n vreemde wêreld geword het.
Maar dit is juis in so 'n vreemde wêreld waar Jesus mens geword het. Dit is juis in so 'n vreemde wêreld waarin God na ons gekom het. Om juis vir hierdie wêreld te verander. Juis om aan hierdie wêreld nuwe betekenis te kom gee. Maar juis ook om ons te herinner dat ook in hierdie deurmekaar en soms vreemde wêreld God, Immanuel, by ons teenwoordig is. Wat nog meer, hierdie romantiese prentjie van Kersfees en dit wat daar in die stal in Bethlehem gebeur het, vir ons in perspektief plaas, is ook die optrede van koning Herodes, die waansinnige puppetkoning wat onder die mag van die Romeine was. Toe hy hoor dat die sterrekykers vir hom vertel van 'n koning wat gebore is, was hy dadelik paranoïes en jaloers. Die uiteinde van die saak is dat honderde babaseentjies doodgemaak word en dat Josef en Maria met die baba Jesus na Egipte moes vlug om daar te gaan wegkruip totdat dit vir hulle veilig was om weer terug te keer na Nasaret. Nie net word Jesus gebore in 'n vreemde wêreld, in 'n onrustige, onstuimige geskiedenis nie, maar hy moet self ook sy eerste paar lewensjare deurbring as 'n vlugteling, as 'n vreemdeling in 'n ver land waar hy ontuis en ongemak gevoel het. In hierdie tyd met soveel oorloë wêreldwyd, met soveel onrus, sien ons hoe baie mense in ons wêreld ook as vlugtelinge leef. Soms vasgevang aan die mag van ander mense, vasgevang in vlugtelingkampe waar hulle eintlik nie baie tuis is nie, omdat mense hulle eintlik nie daar wil hê nie. Jesus word gebore in 'n wêreld soos hierdie. Onrustig, onstuimig, vreemd, deurmekaar. Maar is dit nie juist die wonder van Kersfees? Dat God se menswording, sy deel word van ons wêreld, juis 'n volledige identifikasie is met hierdie deurmekaar wêreld. Hy word deel van hierdie wêreld wat ek en jy ook elke dag beleef. Maar nie net met ons wêreld nie, maar ook met ons menswees. God word in Jesus volledig mens. Op 'n manier is hy nie net God met ons nie, maar ook God soos ons. Volledig mens. Jesus het ook moeg geword. Jesus het ook hartseer geword. Hy het ook honger geword. Hy het ook kwaadgereg geword vir onreg en die seer van ander mense. Hy het ook die weerstand en kinderstories beleef, net soos ons. Hy het ook met vrees en angs geleef voor sy sterwe. Hy het ook pyn geken, net soos ons. Jesus word mens, soos ek en jy. Hy word nie net mens in ons wêreld nie, maar hy beleef ook dit wat ek en jy as mense in hierdie wêreld elke dag beleef. Maar as daar is een merkwaardiger ding oor Jesus, oor God se menswording. Hy is nie net God met ons nie. En hy is nie net God soos ons nie. Die uitsonderlike is dat Jesus by uitstek God vir ons geword het. Die hele boodskap van Kersfees is juist dit, dat Jesus word gebore as die redder, as die verlosser van hierdie wêreld. Hy word gebore as my en jou verlosser, om ons juist te kom verlos van hierdie lewe, van hierdie wêreld, maar veral ook van ons sonde. Van dit wat sonde nie net in die wêreld nie, maar ook in my en jou lewe ingebring het. Hy word gebore nie net vir ons nood en vir ons wêreld nie, maar hy word gebore vir ons hoop en vir ons lewe. Ek en jy is die rede hoekom daar Kersfees is. Ek en jy is die rede hoekom daar Kersfees gevier word, omdat ons onsself nie kan verlos nie van die nood en die stikkend en die seer van hierdie wêreld nie, maar ook nie van ons eie sonde. En dit is eintlik die wonder van Kersfees. God identifiseer nie maar net met ons moeilike, onseker en bang omstandighede nie.
En hy identifiseer nie maar net met ons mensnees nie, en ons moet dit mooi hoor, maar hy kom vereenselwig by uitstek met ons verlorenheid, en met die verlorenheid van hierdie wêreld. Ons teks sê dit vanoggend vir ons so mooi. Die ware lig, wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Jesus is die lig. Jesus wat in hierdie donker, in hierdie onsekerheid, vir ons 'n stukkie lig bring. Vir ons te kom herinner, maar daar is hoop, daar is lewe, daar is 'n toekoms, daar is 'n vooruitsig, want Jesus is die lig. Jesus kom as vreemdeling in hierdie wêreld in, maar hy kom as die lig. Hy bring hoop en lewe en verlossing. Een van daardie mooi kosbare gesegdes wat ek een keer gelees het, wat sê dat al die duisternis in hierdie wêreld kan nie die lig van een kers uitdoof nie. Die lig, die hoop wat Jesus bring, kan op geen manier deur enige nood of hartseer of stuk in hierdie wêreld uitgedoof word nie. Want is realiteit. Johannes weet ook, soos ons, dat dinge lelik skeef kan loop. En dat dinge in hierdie wêreld lelik skeef geloop het. Maar God se goeie aarde is nie meer wat dit moet wees nie. Maar daarom kom God in Jesus Christus, in die woord, die openbaring van homself op die aarde, sodat die lewe in die woord lig kan word vir ons as mens wat in duisternis leef. Lig en lewe is twee woorde wat by uitstek in die Johannes Evangelie na vore kom. Die lewe in die woord is die lig vir die mense, sê vers 4 van Johannes 1. Die lig skyn in die duisternis en dit kan nie uitgedoof word nie. Hierdie lig is persoonlik. Dit is te vind in 'n persoon, Jesus Christus. Alles wat waar en mooi en goed is, word waar in Jesus Christus as persoon. Ons vier in Kerstyd dan juis hierdie lig en lewe wat van Jesus uitstraal. Die groot wonder van Kersfees kry ons egter in vers 14. Hierdie woord het vlees geword en onder ons kom woon. Kom deel word van ons wêreld. In The Message vertaal Eugene Peterson vers 14 soos volg. Hy sê, "The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one-of-a-kind glory, like Father, like Son, generous inside and out, true from start to finish." En hoe mooi is dit nie? The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. In my en jou wêreld, in my en jou leefwêreld, in my en jou bang en onseker wêreld, het God met Kersfees deur Jesus Christus kom intrek. Kom intrek, kom deel word, homself kom tuis maak in ons wêreld. Die tragedie is dat baie in die wêreld dit nie erken nie. En dat baie mense in hierdie wêreld nie dit raak sien. En nie in Jesus Christus die lig ontdek nie. Ja, dalk vir 'n oomblik met Kersfees ontdek hulle die Kersfeesliggies en die pragt en die praal en die vieringe van Kersfees. Maar dit gaan verby, die Kersliggies word doodgemaak en weggepak. Maar vir ons as kerk, vir ons wat in Jesus glo en wat kinders van God word, ontdek dat hierdie lig aanhou met skyn. Hierdie lig is ewig, hierdie lig is onblusbaar, hierdie lig bring ewige, ware hoop en lewe en vrede vir ons wat God se kinders is. En dit is die ware boodskap van Kersfees. En die baba Jesus, die een wat so opgroei en ons van God leer, die een wat vir ons verlossing gebring het en namens ons uit die dood opgestaan en opgevaar het in die hemel, is niemand anders as God wat in ons woonbuurt aangekom het. Dis die misterie en die wonder van Kersfees.
Niks kan ons hiervan skei nie. Niks kan ons skei van die lig, van die liefde, van die trou en van die troos van God nie. Met Kersfees verander alles. Daar is hoop. Hierin kan ons in Kersfees verlustig. Mag jy ontdek vandag, en môre en oormôre en elke dag, dat God, deur Jesus Christus, op 'n baie besondere manier, op 'n baie unieke manier, hom kom tuis maak het in jou lewe, in jou wêreld, sodat jy hom kan ken, sodat jy sy hoop en sy vrede kan ontdek. En mag ons as kerk in hierdie tyd so leef, dat die wêreld sal sien en glo en hoor, dat Jesus het in ons woonbuurt kom intrek. Amen.
Here God, ons besef net weer, dat sonder U is ons niks. Sonder U het ons geen hoop nie. Sonder U het ons geen sekerheid nie. Sonder U is hierdie wêreld in duisternis. Sonder hoop, sonder lewe. Maar dankie dat Kersfees juis vir ons kom sê en herinner. God is hier, hy regeer, hy lewe. Saam met ons, deel van ons, by ons, met ons, vir ons, sodat ons ook kan lewe. Dankie Here dat ons kan ontdek, dat U in ons woonbuurt kom intrek het. Al lê die swart sakke op die sypaadjies. Al is die strate vol gate. Al gaan die krag soms af. Al sluit ons toe agter 6 voet hoë heininge omdat ons bang is. U is hier, dat U het kom deel word. Gee dat hierdie Kersfees seën van U, hierdie Kersfees lig, onuitgeblus, brandend, in ons sal leef elke dag. Dankie vir Kersfees. Dankie vir die hoop en die lewe wat dit vir ons bring. In die naam van Jesus, die lig. Amen. Mag die Here vir jou vandag ryklik seën. Mag sy genade en oorvloed by jou wees. Mag jy sy vrede ondervind. En mag die Here baie kosbaar naby aan jou teenwoordig wees. Amen. Geseënde Kersfees.